Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Hierdie is 'n reiskaart, maar nie sommer enige kaart nie. Dis my eie kaart wat oral wys waar ek op God vertrou het en waar hy vir my gesorg het. Dit het my weer aan die Israeliete laat dink. Maats, het julle al van die boek Numeri gehoor? Die boek Numeri is die 4de boek in die Bybel. Dit vertel ons van die reis van die Israeliete deur die woestyn op pad na die beloofde land. Hulle het baie opwindende en uitdagende ervarings gehad en uit hierdie reis leer ons baie belangrike lesse. Numeri bestaan uit 36 hoofstukke wat ons help om meer oor God se plan vir sy volk te verstaan. Kom ons kyk na 'n kort opsomming van hierdie hoofstukke en wat ons daaruit kan leer. Hoofstuk 1 tot 4 is die telling van die volk. In die begin van Numeri het God vir Moses gesê om al die mense te tel. Dit is soos om die spelers in 'n span te tel voordat 'n wedstryd kan begin. God het hulle in stamme verdeel en hulle werk gegee sodat almal geweet het wat om te doen. In Numeri 1 vers 2 tot 3 lees ons: Neem die som van die hele vergadering van die kinders van Israel. Jy en Aaron moet hulle tel volgens hulle leerskare. Hierdie hoofstukke wys ons dat God vir elkeen van ons 'n plek en 'n spesiale taak het. Dit is soos wanneer jou onderwyser vir jou 'n spesiale werkie in die klas het. Vanaf hoofstuk 5 tot 10 lees ons oor die reëls vir die kamp. Hier gee God reëls oor hoe die Israeliete moet lewe en aanbid. Hy leer hulle hoe om skoon en gesond te bly en hoe om hom te aanbid. Numeri 5 vers 2 sê: Beveel die kinders van Israel dat hulle elke melaatse uit die laar uitstuur en elkeen wat vloeiing het en elkeen wat onrein is deur die dood. Hierdie reëls was daar om hulle te beskerm. Dit is soos die reëls wat ons ouers en onderwysers vir ons gee om ons veilig en gesond te hou. Hoofstukke 11 tot 14 handel oor klagtes en moeilikhede. Die Israeliete het begin kla oor die kos en water. Hulle het soms nie vertrou dat God vir hulle sal sorg nie. Want in Numeri 11 vers 1 lees ons: En die volk het geklaag in die ore van die Here oor hulle teëspoed, en toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam. God wil hê ons moet dankbaar wees vir wat ons het en om vertrou om vir ons te sorg, nes ons ouers. Hoofstuk 20 tot 25 handel oor moeilike tye en verkeerde keuses. Die Israeliete het baie moeilikhede en het soms verkeerde keuses gemaak. Moses het selfs 'n fout gemaak toe hy die rots slaan in plaas van praat, soos God beveel het. In Numeri 20 vers 12 sê: Maar die Here het vir Moses en Aaron gesê, omdat julle nie in my geglo het om my te heilig voor die oë van die kinders van Israel nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land bring wat ek aan julle gegee het nie. Maats, ons almal maak foute, maar ons moet daaruit leer en beter probeer doen volgende keer. In hoofstuk 26 tot 30 lees ons oor die nuwe telling en die beloofde land. God sê vir Moses om die volk weer te tel en hulle voor te berei vir die beloofde land. Hy gee ook instruksies oor hoe hulle offers moet bring. Ons lees in Numeri 33 vers 53 die volgende: En julle moet die land in besit neem en daarin woon, want aan julle het ek die land gegee, om dit in besit te neem. God het 'n spesiale plan vir elkeen van ons en hy wil hê ons moet die beste daarvan maak. Maats, die boek Numeri
wys ons dat die lewe soms soos 'n lang reis kan wees, vol op en afdraandes. Maar deur op God te vertrou, gehoorsaam te wees, dankbaar te wees en saam te werk, kan ons die beloofde land van God se beloftes bereik. Daar sy maats, maak 'n reiskaart van jou eie lewe en merk die tye wanneer jy God vertrou het, gehoorsaam was, dankbaarheid gewys het en saam met ander gewerk het. Hierdie reiskaart kan jou help om te onthou hoe belangrik hierdie lesse is, net soos die Israeliete in Numeri. Tot volgende keer. Totsiens!